Vryspraak, 'n potsending wat Christelike lewenswaarde koppel aan Afrikaner vryheid. In vennootskap met die Vryheidsstigting en die Begrond Instituut ondersoek ons hoe ware vryheid in ons persoonlike lewens en gemeenskappe gerealiseer kan word. Vryspraak, dis die klank van vryheid. Goeienaand, u is ingeskakel by Vryspraak, waar ons in en vanuit Orania nadink oor ons vryheid. Ons gas vanaand is Werner Human, die operasionele hoof van die Solidariteit Beweging Trust en ook direksievoorsitter van die Begrond Instituut. Werner, baie welkom en ons sien uit na die gesprek. Dankie Wikus, dit is 'n reuse voorreg om te kan deelneem en 'n goeienaand aan al die luisteraars ook vandag. Ek is Wikus Buys van die Begrond Instituut en ons wil afskop met dit wat die laaste week of 2 baie traksie gehad het, naamlik die president Trump fenomeen en dit wat sy uitspraak en presidensiële bevel van 8 Februarie oor die RSA vir ons alles inhou. Werner, jy staan in Londen en baie dankie dat jy vir ons tyd inruim om saam te gesels. Voordat ons nou na die president Trump se uitsprake oor Suid-Afrika kyk, ons dalk eers 'n bietjie die ding in konteks plaas. Meen jy dat die meteoritiese terugkeer van Trump en sy verkiesingsoorwinning deel is van 'n wêreldwye opkoms en versterking van die konservatiewe beweging? En ek wil sommer dadelik daar byvoeg, wat sal die kenmerke van so 'n nuwe golf wees as daar een te eien is en wat beteken dit vir ons as Afrikaners hier? Nee, dankie Wikus. Dit is 'n geweldige gebeurtenisse wat gebeurde die afgelope paar weke. Ons dink baie beslis dat die skuif van Trump, veral met sy presidensiële bevel, veral met die gebeure en die posisie wat in die wêreld hierin invat, is beslis 'n swaai na meer behoudende regerings wêreldwyd. Ons kan dit sien in Europa ook. Dit was nou baie onlangs die verkiesing in Duitsland gewees en die meer behoudende regering, die CDU saam met die CSU, het 'n koning gekraai daar, maar dan het die AfD ook baie sterk opgang gemaak in Europa. Dit is 'n wêreldwyd beweging. Dit is 'n beweging wat sien dat dit wat gebeur het die afgelope paar dekades, mens kan eintlik sê dit wat plaasgevind het sedert die Koue Oorlog, die liberale wêreldorde het eintlik misluk. En dit het baie duidelik gewees dat dit uiteindelik 'n elite ver weg van die gewone persone af, gewone mense se strewe na vryheid en identiteit, het dit eintlik van weggedwaal. En die Trump oomblik kan mens maar amper sê, die Trumpisme amper, is hierdie terugkeer, terug na selfbesluite neem, terug na die soewereiniteit van 'n staat, die soewereiniteit van 'n volk, van 'n mense, en die manier hoe ek hierdie tydperk sal kenmerk wat baie nodig is hierdie tydperk wat ons nou ingaan, is 'n tydperk van ontwrig en ontwrigting. En dit is baie belangrik om bietjie dieper in te kyk oor hoe ons ontwrig en ontwrigting sien. Ons aan die Afrikaner kant of die protestante kant en ook die meer behoudende kant, ons sien baie keer ontwrigting as iets wat buite ordelik is. So ons hou van dinge wat orde is. Ons is reg in orde mense ook. Maar tog in hierdie konteks van waar ons nou is die begrippe ontwrig en ontwrigting baie belangrik, want die stelsel en die raamwerk, en dit geld vir Suid-Afrika as 'n land ook, en dit geld vir die internasionale orde, binne daai raamwerk is daar nie moontlikheid van 'n oplossing nie. Binne daai raamwerk gaan jy nie regkom om 'n konvensionele leier, soos wat daar leiers al was in die demokrate en die republikeine se kant, om die sake in die regte rigting te trek nie. Jy kort uiteindelik 'n voldwonge ontwrigting wat moet plaasvind, en dit is in Europa en in Amerika aan die gebeur, en dit begin Suid-Afrika ook tref. As ons kyk na ons eie bodem, wat is besig om te gebeur? Die ANC is besig om baie geloofwaardigheid te verloor by hulle internasionale of voormalige internasionale vennote, en wie die luisteraars weet dat Suid-Afrika was beskou as amper 'n goue seun van demokrasie in die 90's, en amper dat hulle kan nie 'n tree verkeerd sit nie, maar die wêreld het gesien wat gebeur in Suid-Afrika na 30 jaar, wat is die rigting wat die regering die land as 'n geheel druk, en ewe skielik lyk behoudende bewegings soos die Orania beweging, dit wat Orania wil bereik en doen, dit wat die Afrikaner in Suid-Afrika doen, ewe skielik is dit in 'n hele ander prentjie gesit. Soos 'n tydperk wil ek afsluit,
wat ons baie moet verwelkom, baie goed moet verstaan en dan die geleenthede raak sien, maar is beslis deel van 'n groter konservatiewe beweging en dit raak ons ook in die land in Suid-Afrika ook. Nou, as ek jou reg verstaan, beteken dit ons gaan ook kan 'n radversnelling toepas. Met ander woorde, ons hoef nie net meer met die Urania idee, as mens dit nou spesifiek lokaal hier wil vat, net verdedigend te wees nie. Daar is 'n groter ruimte wat vir ons na vore breek, wat ook 'n intellektuele ruimte is. Ek verwys nou maar die ARC-konferensie, die Alliance for Responsible Citizenship, wat ook tans in Londen afgeloop het. Daar's werklik intellektuele diepte en daar's ook weer 'n goeie teruggryp na die westers Christelike wortels toe. Dis die punt wat jy gemaak het. Met ander woorde, ons is nou, as mens dit so wil stel, ons is binnekort hoog in die mode met toonaangewende denke. As ek jou stelling reg verstaan, die is 'n nuwe epok, as 'n nuwe tydperk wat aangebreek het, wat vir ons gunstig is. Kom ons gaan nou spesifiek bietjie terug na die onmiddellike toe, wat nou spesifiek met president Trump se uitspraak het. Ons het nou in die eerste vraag gesien, dit is nie net 'n Trump uitskieter in Amerika nie, dit is nie soos wat die liberale media dit wil uitmaak, as hierdie mal man wat eintlik nog maar niks steur nie. Dit is in 'n breër konteks deel van 'n konservatiewe en ook 'n konservatiewe Christelike beweging. Maar my vraag is nou spesifiek, Werner, skets vir ons bietjie kortliks, wat presies het nou gebeur met hierdie presidensiële bevel? Is dit 'n seismiese skok wat soos wat ons dit aanvoel, of is dit iets wat ook maar sal kom en gaan? Wat dink jy gaan die langtermyn gevolge daarvan wees en watter geleenthede en gevare sit vir ons daarin? Dit is beslis 'n reusagtige gebeurtenis. Dis regtig 'n reusagtige gebeurtenis wat beslis langtermyn gevolge gaan hê. Daar's eintlik 'n paar oomblikke wat ons na moet verwys om net die belangrikheid te onderstreep. Die eerste is dat hier was tog 'n opbou gewees in die FSA vir 'n hele lang tydjie. Dit is nou bekend dat die media veral aanvalle loods op Solidariteit en AfriForum en sê dat uiteindelik het hulle dit teweeggebring en hulle wil die land vernietig en dies meer, as al hierdie aanklagte teen AfriForum en Solidariteit gemaak. Maar dit is al vir 'n geruime tyd vir die FSA duidelik dat die ANC besig is om teen Amerikaanse belange te regeer en besluite te neem en hulle self te posisioneer. Bedoel jy, dis nou mense soos van hulle eie ambassade, die CIA, hulle eie inligtingsnetwerk wat onafhanklik hulle eie inligting opbou? Korrek. Hulle het onafhanklik wat hulle kyk oor wat is dit wat besig is om in Suid-Afrika te gebeur. Ek was saam met kollega Jaco Kleinans 'n paar jaar terug in Amerika. En ons het met mense gepraat wat werksaam is by die buitelandse komitee van beide die Huis van Verteenwoordigers, sowel as die Senaat. En hulle boodskap aan ons was soos volg. Hulle het gesê, kyk, ons weet die ANC is nie ideologies belyn met die manier wat Amerika vryheid sien nie. Amerika het 'n baie gesonde beskouing oor vryheid en hulle wil graag hê om werklik vry te wees, moet jy jou eie soos wie jy is en waar jy in jou status moet jy kan uitleef en uitvoer soos wat jy het graag wil doen. En dit is 'n vreeslike hoë ding natuurlik van federalisme en vryheid wat die naaste is aan ons. Maar hulle sê, hulle weet die ANC beskou dit nie so nie. Maar hulle is nie uit om die ANC of Suid-Afrika met een of ander stok te slaan, omdat hulle nie dieselfde beskouing het as Amerika nie. Hulle sê vir my en kollega Jaco dat hulle het baie balle in die lug in die wêreld. Hulle het baie belange reg oor die wêreld. Maar nou sê hulle wat Suid-Afrika, wat ANC, ons het hulle terloops heeltyd reggehelp, Wikus, om te sê dit is ons moet praat van ons moet 'n onderskeid tref tussen die regering wat ons nie verwys as ons regering nie, maar die ANC regering. So ons verwys deurgaans na die ANC regering en hulle sê die ANC regering het mettertyd maak hulle dit so moeilik vir die Amerikaners om nie op te tree nie, dat Suid-Afrika word nou 'n bal, een van die balle wat hulle in die lug moet hou. Dis 2 of 3 jaar terug wat hierdie opgebou het en dit is binne die konteks van 'n Biden administrasie. As mens bietjie vorentoe gaan en ons kom tot by die hede,
is dit belangrik dan ook om te sien dat die eerste skoot, kan mens sê, wat afgevuur was op 3 Februarie gewees. En dit is met 'n plasing, 'n sosiale media plasing gemaak, wat Donald Trump aankondig dat hy gaan die hulpverlening aan Suid-Afrika wil hy hersien. Die PEPFAR hulpverlening wil hy graag hersien. Dit is die eerste belangrike skoot gewees. En hoe ons die 7 Februarie uitvoerende bevel moet verstaan, is ingrypend. En waarom dit ingrypend is aan alle rigtings toe, eerstens, dit moet baie verwelkom word en dit is baie sterk dat die woord Afrikaner spesifiek gebruik was in hierdie uitvoerende bevel. So ons word nou as 'n volk weer erken en nie maar net as 'n wit minderheidsgroep sê maar nie. Presies, en dit is so veelzeggend, dit is so betekenisvol, want wat dit sê uiteindelik is dat waar die term Afrikaner, Wikus, veral en vir die luisteraars ook, veral sedert die 90's amper hierdie skaamwoord geword het. Dis amper asof ons mense skaam geword het vir die woord. Jy het hierdie misvorme gehad van woorde soos Afrikaans sis en Afrikaane, en het hierdie snaakse vorme van woorde gehad om weg te skram van jou identiteit, wie jy is. En hier het ons nou van, mens kan maar sê, die magtigste persoon in die wêreld in daardie kringe of met daardie verstaan, gee erkenning vir die Afrikaner, dit noem die Afrikaner by naam. En dit beteken daar's verdere geloofwaardigheid aan ons strewers ook daaraan geheg. Dit word die hele wêreld neem van ons kennis, waar die hele wêreld afstand geneem het van ons. En selfs waar ons oor die jare simpatie kon opbou by die internasionale gemeenskap, selfs toe was die algemene gevoel, ons hoor julle, ons sien dit maar, dit is half moeilik vir hulle om 'n standpunt in te neem. En wat hierdie uitvoerende bevel vir die Afrikaners se posisie binne die internasionale gemeenskap in die kontinent is baie positief. Die langtermyn gevolg, as ek meer op 'n, kom ons sê, diplomatieke of op 'n internasionaal diplomatieke vinnig na kan verwys, is die baie duidelike boodskap is die Amerikaners is klaar met die ANC-regering. Daai lyn is baie donker getrek. Die luisteraars mag dalk weet dat Trump seker so 'n maand gelede en so 3 weke gelede het hy met Kanada gesê ja, Kanada moet die 51ste deelstaat word van Amerika, en hy het 'n klomp dinge in daai rigting gepraat, en toe die volgende oomblik toe hulle ooreenkoms bereik wat hy graag wou bereik het, en toe hoor hy nie meer dit nie, toe het hy ewe skielik die spanning op Kanada laat gaan. Nou mense het gesê miskien sy net 'n paar gedier om iets uit die ANC uit te kry, en dan beteken dit dat hy net gaan voortgaan soos normaal, maar ek wil sê my mening is dit is nie die geval nie. Ek dink Amerika het 'n besluit geneem. Hulle breek met hierdie ANC-regering. Hulle sal dit nie ligtelik gedoen het nie. Hulle sal dit nie sonder inligting gedoen het nie. Hulle sal dit nie sonder 'n plan gedoen het nie. En vir die Afrikaner is nou belangrik om die geleenthede wat bestaan om ons kanale oop te hou, om ons oogmerke te bevorder, en dit is ook waarom Dirk Herman en Flip Buys en Kali Kriel en Jaco Kleinhans tans in die VSA is, met baie belangrike en hoë vlak afsprake om uiteindelik ons saak te kan stel, waar ons politieke erkenning wil kry, groter politieke erkenning vir die Afrikaner aan die een kant, en aan die ander kant moet ons begin kanale bou om verdere hulpverlening aan die Afrikaner vir ons projekte hierso te kan lewer. Dis goed om dit te hoor. Met ander woorde, jy sê daar's langtermyn gevolge, en jy dink op 'n ideologiese vlak met die ANC se pro-Hamas uitgangspunte, anti-Israel, die Iran-konneksie, hulle optrede in die BRICS-lande. Jy sê daai witbroodtyd is nou heeltemal verby, en dit is 'n nuwe bedeling wat Amerika, nie noodwendig net Trump nie, maar as ek jou reg verstaan, dan sê Amerika as wêreldryk het eintlik nou oor 'n sekere Rubicon met Suid-Afrika gegaan. Dit is nie net afhanklik van Trump nie, as ek jou reg hoor hoe jy dit lees. Korrek. Dit is in beide kante. Daar was laasweek, kan ek dit byvoeg, daar was laasweek weer 'n skrywe gewees gerig aan president Trump van 'n verteenwoordiger van die huis aan die kant van die Demokrate en die Republikeine, wat bepleit het dat daar 'n geheel hersiening moet wees van die verhouding met Suid-Afrika, en dit is so onlangs soos laasweek. So in Amerikaanse politiek was die afgelope 10 jaar of so binne die Demokrate en die Republikeine vreeslik verdeeld, soos almal weet. So die feit dat die twee partye mekaar kan vind op 'n punt soos Suid-Afrika, moet eerder sê hoe sterk hulle beskouing teenoor Suid-Afrika en die ANC Suid-Afrika is, en ons vraag moet wees, hoe lyk ons geleenthede binne dit?
Goed, ek wil 'n bietjie hierby aansluit. Trump maak nou geen geheim daarvan dat hy dat hy wil beskermend optree teen die behoudende Christendom nie. Ek dink veral na sy sluipmoordaanval kan mens amper sien dat daar amper 'n tipe van 'n verdieping ook by hom ingetree het. Nou in die ideologiese see wat jy nou geskets het, ons hier in Afrika en spesifiek in Oranje, ons stad en ons streeksopbou aanpak, wil ons op 'n uitgesproke Christelike basis doen. Nou die Afrikaners het die laaste paar dekades van die 94 oorgawe, die nuwe bedeling, maar selfs nog 'n bietjie voor dit in die 80s, ons is dekades lank het ons 'n geweldige vertrouensskok in ons volk weg of in ons gemeenskap weg. Hoe dink jy kan hierdie nuwe geleenthede help om die Afrikaner se vertrouensbreuk ten opsigte van homself, miskien ook ten opsigte van wêreldvennote om dit te help aanspreek? Dink jy daar's 'n nuwe kans om intern gemeenskapsdebat aan die gang te kry? Hoe gaan ons die Christelike basis uitbou in ons gevegte teen die ideologie? Of ek dink en ek hoop wat uiteindelik kan gebeur is dat hierdie skuwe vir ons volk meer selfvertroue kan gee. Ons het 'n vertrouensbreuk, maar ons het ook 'n selfvertrouensbreuk ervaar as mens moet kyk na die 80s en na die 90s en dis meer, waar ons heeltemal amper oikofobies, 'n vrees vir ons eie. Dit klink of jy naby Heathrow sit met die vliegtye daar. Ek vra om verskoning. Ek is naby 'n lughawe. Ons hoor jou nou goed, dis reg. Dit is wel so dat ons selfvertroue het ook 'n knou gekry in die 90s en die 2000s. En nou sit ons en ons sien eintlik om ons as Afrikaners die verval wat toeneem, maar tog hierdie oorhoofse meesterverhaal het in stand gebly vir lank. Dink bietjie daaroor toe, die eerste berig wat ek gesien het wat oor korrupsie in Suid-Afrika gegaan het, was in 1996 gewees en dit was die Mail and Guardian. Dit is baie vroeg in hierdie Witbrood tydperk gewees. Maar nou sien ons hierdie verval reg rondom, maar die narratief bly in stand. Dis asof hy narratief net onbreekbaar is. En dit was self so gewees, ek wil sê so onlangs as 2019, want toe Ramaphosa verkies is as president van die land uiteindelik, was daar onder baie Afrikaners, ek dink die meerderheid van Afrikaners, ongelukkig was so desperaat vir hoop gewees, dat hulle gedink het, hier kan dinge ten minste nou in 'n meer vaster en meer seker rigting beweeg, en dit was ook toe nie die geval gewees nie, maar ook dit was toe nodig gewees vir mense om nog dieper die vrae te vra, want daai meesterval wat ek beskryf het, is nou besig om te kraak en te breek. So wat moet ons hieruit neem wat vertroue aanbetref? Ons moet weet dat daai gevoel wat jy gekry het, as jy nou hier luister en daai gevoel wat jy in die 90s of in die 2000s gekry het, wat gesê het vir jou dat hierdie gaan nie werk nie, hierdie werk nog steeds nie, maar asof niemand dit meer sien nie, en dit knou jou, breek jou af mettertyd. Wat hierdie skuwe vir ons bewys is, daai intuïsie, daai innerlike gevoel wat ons het as 'n kultuurgroep wat hier bestaan vir eeue, wat wil voortbestaan, daardie maatstaf wat ons gebruik, wat inherent in ons is deur ons ontwikkeling, dit was al die tyd reg gewees. So ek hoop dit gee vir ons groter selfvertroue. Ek hoop dit gee vir ons 'n meer helderheid en meer ywer om ons werk te doen, want vryheid, om te werk vir vryheid, ons weet ook, die Afrikaner weet ook uit ons geskiedenis uit, dit is nie 'n oomblik nie, dit is 'n proses. Daar kan groot oomblikke gebeur in ons geskiedenis, daar het groot oomblikke gebeur, maar dit is gekoppel aan mekaar en daar's werk wat in dit ingaan, en ek hoop dit gee vir ons nuwe ywer om in daai proses nog harder en daai werk nog harder mee aan te gaan. Werner, ek wil graag weer bietjie terugkeer na die nuwe dinge wat ons aanpak. Ons wil graag vanuit begrond 'n bydrae lewer wat ons noem die nuwe Afrikaner, om daarvoor 'n gestalte te gee. Ek noem dit sommer die 4de Afrikaner, en dit kom neer op die bewaring van ons Christelike
protestantse tradisie, met ander woorde jy het net nou gesê voor die musiekbreek, daai gevoel amper wat jy gesê het, hoe mense, jy weet hierdie ding is reg of nie reg nie, en dan natuurlik op Oranje wil ons die arbeidsetiek reformeer, die vierde Afrikaner wat dus protestants wil wees, maar op 'n nuwe manier ook ons eie werk aanpak. Ons sê altyd eie grond, eie arbeid, eie instellings, maar nou is die vraag, hierdie leefwyse, met hierdie nuwe leefwyse van spesifiek met Oranje nou in gedagte, is ons in gesprek met onsself, met die res van Afrika en met die wêreld. Dink jy Trump se optrede het dit vir ons nou moeiliker of makliker gemaak om hierdie gesprek te voer? Kom ons sê eers binne onsself, binne die volkshuishouding, of dan tweedens met ander vennote, buitelandse mense. Dink jy dis moeiliker of makliker vir ons tans? Ek dink dit is makliker vir ons intern, en ek sal 'n saak wil maak dat dit makliker moet wees binne die kontinent ook. En die rede hoekom ek sal sê, as ek in een woord kan opsom, is dat die bewegings en die skuwe in Trump se optrede wat ons gehad het, dit skep 'n vrymoedigheid wat nie bestaan het vroeër nie. En dit skep 'n vrymoedigheid om meer in vertroue en met vertroue in mekaar binne as Afrikaners hierdie gesprekke te voer, want ons het groter vrymoedigheid. In Afrika, en kom ons vat Suid-Afrika, dan moet ons nou weet, Suid-Afrika is natuurlik nie hierdie ek wil amper sê die lineêre, eenvormige... Ja, as 'n landstreek meer, ja. Dis eintlik 'n streek. So nou moet ons dink, hoe tref Trump se optrede met hierdie verskillende sektore of blokke? Ek dink die tradisionele blok van die tradisionele gemeenskappe, en onthou, daar's meer as 20 miljoen mense vandag in die land wat onder tradisionele owerhede woon, soos meer as 1/3 se daaglikse van die land se bevolking of hierdie streekse bevolking se daaglikse lewe, hulle werklikheid is tradisionele owerhede, kommunale begrip van grond, hoofmanne, sekere hiërargie, al daai is deel van hulle alledaagse lewe, en hulle sal meer ontvanklik wees vir hierdie skuwe nou, want dit is nie vir hulle so vreemd dat jy vir jou eie kyk nie. Die spanning wat ons nou sien begin na vore tree met die Zulu koning en Inkoyama Trust oor die onteieningswet, en daar's diep spanning binne die trust, binne die Zulu koningshuis of die Zulu monargie, binne verskillende tradisionele gemeenskappe, want hulle sien deur die ANC regering en sê eintlik wil julle ons grond vat. Dis nou eintlik waaroor hierdie gaan. Julle wil ons gemeenskappe verswak. So binne daai blok van hierdie landstreek van ons, tref Trump se boodskap baie beter. Dan het jy nou, kom ons sê, die politieke blok of die besluitnemers, dis nou die heersers, kan mens maar sê, en dit is maar binne die ANC. Ek wil nou nie praat van 'n regering van nasionale eenheid nie, want ek dink die regeerorde wat ons nog het, is nog dieselfde wat dit nog was, en van die proses van die 90's af gevorm het, so dit is nog dieselfde regeerorde proses waar binne ons is. Binne daai orde tref dit nou, maak die gesprek nou hulle vir 'n tydperk, bemoeilik dit wel. Want die idee is dat daar's hierdie meesterverhaal wat hulle in glo, en die meesterverhaal het ons nou al beskryf, wat bestaan in die land, en daardie meesterverhaal moet in stand gehou word, al is daar klomp foute in die land, daai meesterverhaal moet in stand gehou word. So, binne daai meesterverhaal, daaroor kan ons nou praat, en daar mag ons hulle hof toe vat as ons wil, en ons kan protesteer, hulle gaan daarmee saamgaan, maar moenie aan die meesterverhaal raak van die land hoe hulle dit sien nie. Die idee van so die oorwinnaar skryf die geskiedenis, hy stel sy eie storie op, en verlang is dit dan voorgehou dat hulle amper die egte vaandeldraers is van wat goed en reg is, en jy sê dit het nou verander, dit is nou die meesterverhaal wat jy sê, daai ding het gebreek, hy kraak nou. Die mense begin nou sien dat die keiser het nie klere aan nie. Dit is nou uitgedag, en dit is hoekom, dit is op daai blok, kom ons sê daai politieke heerserblok, dit daag die meesterverhaal van die land uit, so in daai opsig word die gesprek of die verhoudings van 'n meer regeerorde teenoor, kom ons sê ons die Afrikaner en elders, dit maak dit wel moeiliker. Maar ons is in 'n tydperk, soos ons vroeër genoem het, van ontwrig en ontwrigting. Dit is iets wat moet gebeur, so dit beteken ons moet nog steeds trou bly aan ons lyn, aan ons tradisie, ons moet als dophou wat om ons gebeur, maar ons moet voortgaan op die lyn wat ons tans is. Voortvloeiend nou uit dit om in ons eie tradisie te beweeg, al is dit nou in 'n nuwe era of 'n nuwe epog,
Ons het nou baie uitdagings met die Ubuntu filosofie. Dit word nou ook Afrikanisering genoem, Mbeki het dit die African Renaissance genoem, maar dit is maar alles vergestaltings van die Ubuntu filosofie. Wat dink jy is ons kernbasis, met ander woorde, jy sê ons moet getrou bly aan dit, met die vorige antwoord, om hierdie Afrikaniseringsproses in gesprek mee te tree, maar ook te keer dat ons nie daaraan opgaan nie, en hoe moet ons as westerse Christene aan die een kant, met ander woorde ons geloofsbasis, en aan die ander been ons band met Afrika, met die grond, hoe moet ons dit in balans hou? Want dis wat ons nog altyd was, ons het die westerse kant gehad, maar ons is regtig ook uit Afrika. Hoe moet ons in dit met ten opsigte van Ubuntu hanteer? Ja, dit is 'n gewigtige vraag, is eintlik 'n moeilike vraag ook, en ek dink dat ons sit reg, soos wat jy stel, met 'n Afrikanisering, mens kan ook selfs dit gelykstel aan Suid-Afrikanisering, en wat die Suid-Afrikanisme aanbetref, handel dit tot 'n mate, tot op 'n vlak waaroor ons nou net vroeër gesels het, hierdie enkel identiteit, hierdie enkel beskouing, en daar's nie eintlik 'n plek vir geloof, of kultuur, of verskeidenheid, enigstens, en daar's hierdie vaste blokkie, meesterverhaal, of 'n raamwerk, wat binne ons moet beweeg, dit is die norm, en dan... So daai afgeforseerde identiteit, wat op ons afgedruk word. Dis 'n groot gedeelte van hierdie Suid-Afrikanisme, en enige afwyking daarvan is abnormaal. Met ander woorde, dit wat Orania doen, volgens daai blokkie, is abnormaal. Dit wat ons na strewe om kulturele ruimtes te hê en om vry te wees waar ons woon, dis abnormaal. Jou taal, Afrikaans, iets wat andersins as die taal van die Suid-Afrikanisme, en die taal van die Suid-Afrikanisme is nie Zulu of Xhosa of iets nie, dit is Engels. Ja. Om nie Engels te praat nie, is uiteindelik abnormaal dan. So dan beteken dit, as ons onsself daar bevind, en dit is nou hierdie reuse bedreiging wat die Suid-Afrikanisme of die Ubuntu of die Afrikanisering bied, uiteindelik moet ons reggestel word en op koers gebring word met daai siening. Dit is maar die doel van hierdie orde waarbinne hierdie Ubuntu ook is. So wat is die basis waarteen ons onsself sal plaas teen hierdie dryf? En ek sal stel, en dis miskien 'n begrip wat ons in gesprek meer oor kan uitbrei, maar ek dink in Orania gaan hierdie begrip duidelik wees, en die basis waarop ons onsself teen dit posisioneer is ons begrip van vryheid. Die Suid-Afrikanisme stel ons in 'n posisie van onvryheid, maar die posisie van vryheid vir die Afrikaner is dit belangrik, dat dit veronderstel en bevestig ons band met Afrika ook. Ons het 'n mens, 'n volk hier geword, in Afrika, so ons begrip van vryheid bring eintlik die kontinent wat binne ons woon, ek wil sê ook die mense op wie die kontinent saam met ons bewoon, en ons westerse erfenis, ons wortels, wat eeue en eeue terugstrek. Dit alles bring ons konsep van vryheid, bring eintlik al hierdie bymekaar, en dit is dat ons glo ook in voorwaardes van 'n vreedsame bestaan, waar daar kulturele infrastruktuur is, en ek dink uiteindelik ook, Flip bystel het nogal goed, as mense in 'n baie kort, Flip het 'n gawe om in baie eenvoudige terme, baie moeilike goed te kan verduidelik, en hy stel uiteindelik wat ons wil hê, is ons soek 'n plek waar ons self besluite kan neem, en dit self kan uitvoer ook, so ons wil die kulturele infrastruktuur hê, en ons kort 'n plek, en ek sal sê, dit is ons basis, van wat ons die Suid-Afrikanisme wil hanteer, om te sê dat dit strook nie met ons idee van vryheid nie, maar terselfdertyd veronderstel, ons begrip van vryheid bring die kontinent, sy mense en ook ons westerse erfenis bymekaar. So met ander woorde, as ek nou met my Orania oorluister, dan sê ons is Christene en ons het werklik ook diep waardering vir die vryheid wat Christus vir ons gee, maar ons sien dit nie net op 'n geestelike vlak dat ons eendag hemel toe gaan nie, natuurlik ook, maar ons sien dit ook op 'n liggaamlike vlak, op 'n hemel en aarde vlak, dat ons 'n plek vir ons volk wil hê waar ons onsself ook mag regeer, en dat ons dit ook as deel van die vryheid is wat die Here vir ons gee. As mens nou hierdie punt verder gaan op in Orania het ons miskien het ons baie keer die manier om te praat van die rivier as 'n grenslyn,
En ons sien die res van Suid-Afrika praat ons van die mense oor kan die rivier. As ons nou hierdie rivier metafoor nou gebruik te regte of ten onregte, dan is die strategie op Orania dat ons eintlik lyk my twee brughoofde bou. Een brug, maar hy's aan twee kante van die wal, daar's twee brughoofde. Die een in Suid-Afrika wat die ander Afrikaners wil oortuig om met nuwe oë na Orania te kyk, en dan 'n brugoof hier vanuit Orania uit, om dan ook die vryheid wat ons nou van gepraat het, burgerlik uit te leef, en ook om te ontvang die mense wat mens oortuig om te kom. Hierdie nuwe manier van leef, het gaan nou spesifiek maar hier ook oor die arbeid en die ekonomie wat mens moet oprig, maar dis dalk 'n ander gesprek. Nou is my vraag, dink jy dis 'n geldige manier van ons om so te dink, hierdie twee brughoofde idee, en is hierdie twee brughoofde verder of nader in mekaar na Trump se uitspraak? Dink jy daar kan ook 'n nuwe dinamika kom ten opsigte van daai gesprek? So dit is 'n baie interessante manier om dit uiteindelik uiteen te sit, die twee brughoofde, en ek dink dit is 'n baie geldige manier om dit te beskryf. En ek dink ons is nader. Ek dink dit is geldige punte, en ek dink ook dis alhoewel dit nog baie ver uit mekaar uit is, moet ons sê, is dit tog 'n goeie manier om dit te beskou. En as ek iets kan deel oor net 'n beskouing oor hierdie twee brughoofde en hoe ons dit kan, waar staan ons daarmee, hoe lyk die vordering wat gemaak word? Wil ek eerstens sê dat wat die eerste brughoof aanbetref, en dis nou wat betref die Orania en die res van Suid-Afrika, mense oor kan die rivier, ons bou 'n brug tussen die Afrikaners in Suid-Afrika en dan uiteindelik om te trek na Orania toe. Ek dink daar's baie vordering gemaak daar. En as mens kyk na die laaste 10 jaar, miskien 15 jaar, hoe sal ons die vordering beskryf? Ek dink, ek het vir my by myself gedink, daar mag dalk so 6 of 5 of so punte wees, waar binne dit wat ek uit Orania al gesien het, en Afrikaners in Suid-Afrika, hoe hulle daai eerste brughoof beskou. En nou in die eerste vlak sien ek dat jy kry 'n vlak van 'n sterk afguns teen Orania, onder Afrikaners, afguns, net gewone afguns teenoor Orania, en dan is daar 'n vlak van begrip, daar's 'n vlak van oopsteen, en ek wil dan sê, eintlik kan ons op die laaste vlak kom van inburgering. En die sterk afguns was baie meer duidelik gewees, kom ons stel 10 jaar of 15 jaar of so terug. Dit het geskuif, en dit het 'n groot mate oor die hoofstroom media, wat hierdie meeste verhaal wat ons na verwys het, hulle hou aan op dit te hamer, en dan raak dit Orania uiteindelik ook, daai hoofmeesterverhaal narratief. Dit het begin skuif na afguns toe, en ek dink ons is nou op 'n vlak waar ons by begrip en ten minste sagte steen onder ons mense is. En dit is 'n reuse eintlik vordering wat gemaak is daarso. As ons het 'n ver pad om te gaan, maar ons is klaar baie ver in die pad af. As die gewone Afrikaners sê, wat dalk by 'n sterk afguns was, vandag kan sê, "Sjoe, ek dink hier het hulle iets weet, dat hulle begrip het. Dit is wat Orania probeer doen. Dit is hoekom dit belangrik is." En hulle is op 'n punt wat hulle sê, "Sjoe, as daar net uiteindelik 'n omgewing vir my is in Orania wat my kan trek, sal ek graag daarheen wil trek." So ons begin by begrip en sagte steen kom, en later gaan dit baie meer algemeen aanvaar wees dit wat Orania wil bereik, en dan laastens die inburgering. Trump se stellings hel beslis wat dit aanbetref, want dit skep baie vrymoedigheid. Die tweede brughoof, dink ek is iets wat ook 'n uitdaging is, want al het jy daai volle vorige fases deurgegaan, van afguns, ek wil sê, na inburgering, moet mense, en dis die merkwaardigheid van Orania, dis die betekenis van Orania, moet jy weet, dat in Orania is dit regtig 'n nuwe lewe. Ek dink jy gaan bekend gestel word en voorgestel word aan wat is normaal. En normaal beteken nie knoesig by jou huis sit, terwyl alles om en in jou huis, as 'n voorbeeld nou net, vir jou gedoen word nie. Dit is werk, maar normaal is ook daai absolute genot wat jy kan daaruit uitvind, om in 'n veilige omgewing te wees, om 'n gesonde familielewe te kan hê, om 'n rustigheid daar te hê wat jy nie het buite Orania nie, en om daar voorgestel word aan hierdie normaal, en hierdie manier van lewe in praktyke,
dink ek is iets wat 'n brughoof is wat ek dink een van die wonderlikste punte van Orania is. So altyd die punte is beslis geldig en ek dink hulle hou verband met mekaar, maar ons het nog baie werk, Wikus by Begrond, weet ek en jy dit ook en elders in die dorp ook, om nog steeds op die eerste brughoof en die tweede brughoof baie werk te doen. Maar sou jy dink mens kan daardie idee ook verder uitbrei in aansluiting by wat ons oor Afrikanisering en Ubuntu gesê het en dat ons westers is, maar ook nog in Afrika is? Dink jy ons moet volhoubaar ook brûe na ander gemeenskappe te bou? Kan 'n mens al praat van 'n gemeenskapsdiplomasie en wat dink jy sal die kenmerke daarvan wees? Nee, dit is 'n belangrike punt en nee, beslis, ons kan en ons moet ook brûe bou en bande hê met ander gemeenskappe in die land en daar's 'n paar redes daarvoor. Die eerstens vanweë ons Christelike vertrekpunte. Ons as Christene is nie gebind in mekaar uit haat vir ander nie, maar uit liefde uit en vrede. En daarom dit wat ons doen en hoe ons dit doen, uiteindelik doen ons in liefde vir onsself, liefde vir ander, en dit is ons vertrekpunte. Die volgende punt wat ek dink 'n baie interessante begrip is 'n begrip van gemeenskapsdiplomasie. Dit is 'n gepaste woord, want ons leef in 'n land met sekere realiteite. Ons kan ons nie afsonder in die sin dat jy geïsoleerd of op 'n eiland of so woon nie. Dit is ons kan selfstandig wees, ons kan en ons moet onsself handhaaf, maar ons moet bande met ander gemeenskappe, met ander groepe hê. En is juis omdat ons 'n trotse volk is, 'n volk met selfvertroue is, hoekom ons dit moet doen. En hierdie stap is regtig belangrik, want om goeie verhoudings te hê en brûe te bou met ander gemeenskappe, want ons het politieke beweegruimte vir die Afrikaner nodig. Ons wil in vrede en veiligheid met ander lewe. Ons wil graag hê, daar moet 'n groter begrip wees vir ons saak, vir ons kernsaak, vir ons volksaak uiteindelik rondom ander in die land ook. Ons wil uiteindelik sterker ekonomiese bande kan smee. Ons wil tegnologiese vooruitgang kan bevorder, ons wil groei kan hê. En hierdie gemeenskapsdiplomasie eintlik is die middel of 'n middel om van hierdie punte wat belangrik is vir 'n volk se vooruitgang uiteindelik te help bespoedig of 'n omgewing te skep vir dit om te kan gebeur. Nou wat die kenmerke aanbetref, as ek vinnig daarna kan verwys, so wat mens wil bereik met 'n gemeenskapsdiplomasie is hierdie punte wat ek bo genoem het oor die belangrikheid van politieke beweegruimte, vrede en veiligheid, 'n begrip vir jou saak en die ekonomiese bande en so meer. Maar daar's 'n baie belangrike verskil tussen gemeenskapsdiplomasie en wat ek sal noem staatsdiplomasie. Met die ambassades en daai tipe van ambassadeurs, dis iets anders waarvan jy nou praat. Die staatsdiplomasie is nou hierdie tipiese prentjie wat mense in hulle kop sal hê oor hierdie mense in die pakke wat met hierdie lang swart karre ry en hulle is tog so belangrik en hulle neem besluite oor mag en beskerming en dit is baie keer iets wat eintlik aards of vreemd is vir net 'n volk se bestaan. Is dit iets wat eintlik vir ons vreemd sal wees? Gemeenskapsdiplomasie is ietsie anderste. Gemeenskapsdiplomasie vind byvoorbeeld plaas waar ons uit die prentjie van 'n staatsdiplomasie gesê het. Ek wil eintlik nou, en ek dink nie hierdie persoon sal omgee as ek van hom as 'n voorbeeld gebruik maak nie, maar Barend Uys, wat hoof is van kulturele skakeling by AfriForum, hy besoek baie keer die tradisionele gemeenskappe. Hy ken die Zulu monargie ook baie goed en uiteindelik die vergaderings wat hy daar met hulle het op plase intussen vee in sy vellies met sy hoed. Dit is eintlik hoe ons prentjie lyk van gemeenskapsdiplomasie, is om daai baie normale horisontale vlak uiteindelik met mense te skakel om die punte wat ek genoem het uit te bereik. Met ander woorde om verskillende gemeenskappe
as gemeenskappe te erken en te respekteer. So dis iets anders as die liberale idee waarmee ons groot geword het in die Suid-Afrikanisme van daar's eintlik net individue en gemeenskappe moet verwoes word. Gemeenskapsdiplomatie sê nee, gemeenskappe het 'n reg om te bestaan, maar kan ook goeie buurmanskap met mekaar as ek jou reg verstaan. Nee, dis presies die kern, wederzijds erkenning en respek tussen groepe en dit is presies die teenoorgestelde wat die liberale beskouing is. Soos jy reg sê, die liberale beskouing het verhef die individu baie hoog op, die individu word eintlik buite al hierdie edel oogmerke wat ons het. As ons praat van 'n veilige en 'n vreedsame omgewing vir die Afrikaner en begrip vir ons saak, al die oogmerke wat ek en jy bespreek, is iets wat verstaan word binne die konteks van die vryheid van die Afrikaner as 'n groep, as 'n volk, as 'n kultuur, maar die liberale beskouing beweeg eintlik buite dit. Dit beweeg jy eintlik met dit en dan val hulle op 'n punt waar dit eintlik meer gaan oor mag, dit gaan oor status, dit gaan oor hierdie elitisme. En ons het nog nie die woord elitisme gebruik in hierdie gesprek nie, maar dit is ook iets wat deur die Trump-konservatiewe beweging wat hy begin het, eintlik ook verwerp word, is hierdie elitisme wat begin ontstaan het. En die gemeenskapsdiplomatie is iets wat heeltemal glad nie soos dit is nie. En dit gaan nie oor dominansie of 'n oormag van een of ander groep of enige groep nie, maar dit gaan oor jou eie vryheid. Dit gaan daaroor om sterk horisontale betrekkinge te skep, en dit is gerig om meer ruimte vir ons groep, en dit is die kernverskil. Met ander woorde, jy dink dat ons tot 'n nuwe ontdekking ook kan kom van nuwe gemeenskapsbande, met ander woorde nie net tradisionele bande, daar is bekend in ons geskiedenis dat ons dit al gehad het, maar jy dink dat ons wel ook selfs nuwe bande kan smee. Beslis. En dit is baie opwindend. As ek een voorbeeld kan gebruik, ek is nou in Londen en ons het 'n konferensie hier gehad, ons het 'n paar ander afsprake ook, maar ons het 'n konferensie hier gehad, en een van die groepe wat vir my die mees interessant is, en wat ek dink die Afrikaner ook die mees interessant sal vind, is die groeperinge vanuit Sentraal-Europa. Veral Pole en Hongarye. Wat nou onder die ou kommunistiese blok was. Hulle was 'n republiek binne die Sowjetunie gewees. Elkeen van hulle was 'n republiek. Eintlik was Oekraïne 'n republiek gewees, en dan was Hongarye wat aan die weste kant van Oekraïne sit. Hy is nou nie eintlik direk aan grense tot die Sowjetunie nie, maar hulle het ook Hongarye beset en dit 'n tipe van 'n satellietstaat gemaak. So dis hoe ver die voelers uitgebrei het van die destydse USSR. En met hierdie sentraal-Europese mense, dit is fascinerend eintlik om na hulle te luister. Hierdie pas afgelope week wat ek met hulle in gesprek was, sal ek nou uitbrei oor die onteieningswet byvoorbeeld. Ek verwys na ander wetgewing ook. En snaaks genoeg, hier, as jy met die Britte hier moet gesels, of selfs die Amerikaners, jy moet so 'n bietjie verduidelik, en met die Engelse en die Franse, jy moet so 'n bietjie verduidelik, dis wat die onteieningswet is, dis eintlik wat ons dink hulle bedoel, hierdie woord sê hulle dit, maar hulle bedoel eintlik maar die Pole en die Hongare, hulle verstaan presies wat dit is. Want hulle het dit geleef. Hulle onthou nog goed. Hulle onthou nog, en dit is amper, jy kan die pyn in hulle oë sien, as hulle daarna verwys, want hulle sê, hulle het 'n paar generasies van ons gesteel, want kreatiwiteit was onderdruk, vryheid was onderdruk, identiteit was onderdruk, taal was onderdruk, geloof was onderdruk, om by hierdie kommunistiese beeld op te staan, en dit is een van die interessantste gesprekke om met die sentrale Europeërs, want hulle weet presies, en hulle verstaan presies die geveg, en hulle is toevallig ook, en as mens kyk na die hele Europa, baie meer begrond in hulle geloof, baie meer konservatief in hulle beskouings, as wat die meer in die weste van Europa is. En dis doeteenvoudig omdat hulle weet, wat is die uitkoms of die gevolg so die stappe wat die gemeenskapsdiplomatie waarvan jy net nou gepraat het, gaan dus nie net met gemeenskappe in Afrika nie, dit is dan ook na hierdie gemeenskappe toe, wat weer 'n waardering vir hulle gemeenskap het, en ons op 'n manier ook in daardie sin kan ondersteun, en ons selfs weer vir hulle, nee. Beslis, want ons sien dit nie as 'n transaksie dat ons iets moet uitkry uit hulle of hulle moet iets uitkry uit ons uit nie. Daar's 'n dieper band wat ons deel, en uiteindelik ter slot van sake
is ons in 'n posisie waar ons is nog 'n westerse volk, ons is van Afrika, maar ons het nog westerse wortels hier in Afrika. Aan die ander woorde, hulle het, ek wil nie sê hulle het 'n plig of 'n verantwoordelikheid nie, maar daar's iewerste 'n band tussen ons nog steeds. Al is ons in die geskiedenis van die pole byvoorbeeld nie dieselfde nie. Ons het nie 'n geskiedenis wat iewerste verweef of saamgeloop het nie, maar nog steeds ons deel iets. Ons deel 'n beskawing en dit begin posvat. So die gemeenskapsdiplomatie strek selfs met na vriende uit in die buiteland ook en dit is ook hoekom hierdie 'n goeie tyd nou is. Wanneer ons op Orania sien ons self nou as plekhouer en in 'n sekere sin 'n vaandeldraer vir ander Afrikaners. Ons is nou tans 3000, maar ons het hierdie hoë ideaal, is vir ons amper so hoog om Kilimanjaro te klim. Maar ons wil die vaandel opsteek en sê ons dink ons verteenwoordig iets van die plek van vryheid, maar ook die kulturele hoofstad in 'n sekere sin, alhoewel dit nog nie getalle gewys so is nie, wil ons dit graag wees. Nou, hoe sien jy die lotsverbondenheid van Afrikaners wat in Orania woon en werk, en Afrikaners in die res van Suid-Afrika, of selfs diaspora Afrikaners van mense wat in die buiteland is? Dis nie 'n gemaklike gesprek altyd nie, want daar's 'n sekere rekking dat mens baie keer voel mens gaan te ver, of as mens nou weer van die twee brughoofde kyk, dan voel mens, party mense kyk nie eers na om by die eerste brughoof op te kom nie. Aan die ander kant voel mens weer die eenheid wat mens binne 'n volk het, nie net taal en geloofsgewys nie, maar ook lotsverbondenheid. Hoe sien jy die saak van lotsverbondenheid? Wat staan ons te doen? Hoe moet ons dit aanpak? Die plekhouer status en die vaandeldraer idee. Dit is 'n kernpunt wat jy aanraak en ek wil eerstens weer eens net dankie sê vir die geleentheid om saam met jou te kan gesels en aan die luisteraars van Orania wat geluister het tot nou toe na hierdie lang gesprek, en omdat ons nou so 'n tydjie al gesels het, gaan ek probeer hierdie baie belangrike vraag eintlik heel kort antwoord. Ek glo dat Afrikaners as Afrikaners, en dit is Afrikaners in Orania en buite Orania en in die diaspora, ons is verbonde aan mekaar. Ons kan nie dit, net soos dat ons 'n band het, ons is nie direk verbind aan aan die westerse beskawing en veral sentraal in Wes-Europa nie, maar ons is 'n diep band met mekaar, en dis die eerste punt wat belangrik is om oor te kry. Ons is verbonde aan mekaar, al sien ons alles nie dieselfde nie. Maar hier is die kernpunt op die vraag wat jy vra. Afrikaners, om vry te wees, behoort en benodig 'n hartland, 'n plek. Ons kort 'n plek, en dit is Orania. Ja, volk moet grond hê, ja. 'n volk moet grond hê, as ek dit reg onthou, is dit Prof Karel Boshoff wat gesê het, die grondvraag bly die grondvraag. En dit gaan uiteindelik oor jy kort 'n plek. Jy kan enige iets voor daai sinsnede van Prof Karel stel, en in die einde gaan jy dit kan byvoeg wat sê, die grondvraag bly die grondvraag. So grond is kern, 'n plek is kern, en 'n vryheid sonder grond is nie vry nie. Maar die tweede ding is, die hartland benodig ook Afrikaners. En dit help nie as jy die hartland in hierdie plek, maar jy het nie Afrikaners, dit is ook nie vryheid vir die Afrikaner nie. En ek verstaan dat dit 'n moeilike punt dalk is, want mens wil nie sommer dat dit lyk dat jy een of ander oord is. Orania is nie 'n oord wat mense net moet kom afpak nie. Dit is veel meer as dit, en ek het daar begrip vir daardie kommer. Maar die Afrikaner gaan nie vry wees as Orania nie gereed is ook om Afrikaners te ontvang nie. En in Orania moet uiteindelik die omstandighede skep waar Afrikaner gesinne kan kyk en sê, ek sien nie vir my mede toekoms elders in die land nie, ek sien my toekoms in Orania. So ons is lotsverbonde aan mekaar. Die Afrikaners gaan nie oorleef sonder 'n hartland nie, die hartland gaan nie oorleef sonder Afrikaners nie. Dit bring ons eintlik logies nou by die volgende vraag, en dit is oor die ekonomiese opbou wat wesentlik
belangrik is vir Orania. Daaruit sal ons groeiende politieke erkenning kry wat ons nou al hoe meer geniet en dat ons ook die vaste voorneme het om dit volledig te beskerm. En nou is my vraag gegee ook nou dit wat ons nou met Trump gesê het of die nuwe fase waarin ons in beweeg. Dink jy dit is 'n moontlikheid dat ons selfs meer buitelandse kapitaal as beleggings, ek praat nie van skenkings nie, as beleggings kan bekom en dink jy dit is 'n goeie roete om te volg of moet ons eerder 'n ander plan maak? Nee, ons moet die een punt oor Orania wat ek dink ons nie vinnig genoeg aan aandag kan gee nie, is natuurlik die ekonomiese omgewing wat ons skep. Mense het ekonomiese vooruitgang nodig. Mense gaan nie daarsonder kan gaan nie. En jy het baie klein volke ter wêreld wat baie kreatief is om hoe hulle ekonomiese aktiwiteite kan betrek of trek na hulle toe. Ek dink nou sommer aan die voorbeeld van Estland. Estland is maar 'n bevolking van 2 miljoen, so hulle het hulle eie staat en hulle is 2 miljoen, die Afrikaners is selfs meer as 2 miljoen, maar hulle is so 2 miljoen in Estland en maar enigiemand kan 'n besigheid daar begin. Jy kan uit Suid-Afrika uit of enige plek ter wêreld kan jy op hulle eie regeringsstelsel ingaan. Hulle het 'n regeringsstelsel wat in volle gedigitaliseer is en uiteindelik het hulle 'n groter en groter ekonomie deur hierdie innoverende ekonomiese stappe. En hulle het nie regtig veel hulpbronne of iets aan hulle kant nie. So ook as mens kyk, en daar's 'n paar goeie voorbeelde ook, mens kan dink aan Singapore ook. Singapore, wat eintlik maar onder beleg was van die Chinese verlang, ook 'n diverse land, maar dit nie regtig baie natuurlike hulpbronne nie. Hulle het geweet en besef dat hulle mense is hulle grootste bate. En uiteindelik is Singapore regtig 'n vooruitstrewende land vandag. Hulle is nog klein, is hulle eintlik per capita baie hoër. En natuurlik die beste voorbeeld kan mens aan verwys is Israel en dit wat Israel kon vermag het in hulle bestaan. Die gemiddelde Israeli is omtrent 6 keer beter af. 6 keer beter af as die naaspresterende balans se BBP se bruto binnelandse produk per capita per persoon. En sonder ekonomiese opbou en ekonomiese groei gaan ons nie kan vry wees as die Afrikaner nie. Ons moet ons eie ekonomie kry en ons Afrikaner ekonomie moet natuurlik geskoei wees op ons beginsels van vryheid. Dit help nie ons bring 'n ekonomiese stelsel in wat uiteindelik ons voorwaardes vir vryheid op 'n manier verraai of verdraai of ondermyn nie. So nou is die vraag eintlik, hoe lyk daai omgewing, Afrikaner ekonomiese omgewing, wat strook met ons beginsels van vryheid? En regtig, dit is moontlik. Mense moenie dink dat ons is in die middel van die land in 'n ongunstige klimaat, ons is ver van alles af, daarvoor is dit moeilik nie. Hier is soveel ander lande wat dit eintlik baie moeiliker het. Israel is 'n baie goeie voorbeeld, Singapore is 'n baie goeie voorbeeld, ook Japan. Japan is 'n klein eilandjie. Ek dink nie Japan is 50 km breed, die hele eiland nie. En daar's lande en plekke wat 'n baie moeiliker plekke is geografies, klimatories en nog meer, en hulle kon dit gemaak het. En ek dink wat Orania aanbetref, het Orania het alles wat nodig is om 'n sukses te wees, maar dan moet 'n baie skerp fokus wees om dit reg te kry. Ek sluit af, baie dankie. Ons gesels vanaand met Werner Riemann, die direksievoorsitter van Begrond. Werner, baie dankie dat jy 'n bietjie tyd ingeruim het, saam met ons gedink het en saam met ons gesels het ook by die pad vorentoe. Jou laaste opmerking was natuurlik dat dit uiteindelik oor die ekonomiese been gaan, dat die staan of die val lê daar. Is 'n belangrike opmerking ook vir ons in die tweede fase van Orania, die noem dit nou maar die industriële fase of die ekonomiese opboufase, want die pioniersfase is nou afgesluit. Maar miskien 'n slotvraag, dis so 'n bietjie meer 'n persoonlike vraag dalk. Hoe sien jy as Christen die toekoms en wat sou jou wens wees vir Orania? Ek is baie hoopvol as Christen. Ek is uiteindelik is dit iets wat, as mens kyk na al die onsekerhede wat ons het, en daar's soveel onsekerheid wat ons in die wêreld het, weet ons as gelowiges dat ons volle vertroue kan hê in 'n vreedsame toekoms. Ons weet dit want God is soewerein en hy beskik oor alles en hy beskik oor ons koers ook. En ek dink dis in Jeremia 29 wat geskryf staan dat God weet wat hy beplan vir ons.
En wat ek graag vir Urania toewens en toebid, is dat ons eintlik bidend elke dag werk aan die toekoms. So weer eens is 'n proses, nie 'n oomblik nie. Ons gaan ook nie die toekoms kan bepaal nie, maar ons moet elke dag die regte ding doen. En ons moet ook weet dat vryheid, soos ek nou noem, 'n proses is en dat vooruitgang van die dorp ontwikkeling benodig. Ons moet ook saam bidding doen vir meer ontwikkeling vir Urania. En uiteindelik moet ons ook voorbid dat Urania meer en meer aan die groot klok gehang word en aanklank vind by meer mense. En dan laastens vir elkeen wat in Urania is, die wens wat ek het en eintlik die gebed wat ek sê wat ek het, is dat elkeen weet dat in watter voorreg is dit nie, elkeen van ons het 'n rol om te speel in die vryheid van ons mense. Hoe wonderlik is dit? Die sosialistiese en kommunistiese bestel reduseer ons maar tot individue wat deel is van 'n massa, maar die Here sien elke liewe een van ons raak. Hy seën ons, elke liewe een van ons met gawes en talente, en wat ek voor wil bid is dat elke liewe een wat luister, elkeen wat in Urania woon, uiteindelik daai unieke gawes en talente wat die Here elkeen vir ons gegee het, dat jy jou rol kan vervul, dat jy dit waarvoor jy hier bestem is om te doen, kan bereik. En in geloof kan ons dit doen. So dit is my wens en my gebed vir almal en ook vir Begrond. Dankie Wikus en dankie aan Begrond vir hierdie geleentheid om te kan saamgesels. Baie dankie dat jy saam geluister het en verder nogmaals baie dankie en sterkte met jou werk. Vryspraak, 'n potsending wat Christelike lewenswaarde koppel aan Afrikaner vryheid. In vennootskap met die Vryheidsstigting en die Begrond Instituut ondersoek ons hoe ware vryheid in ons persoonlike lewens en gemeenskappe gerealiseer kan word. Vryspraak, dis die klank van vryheid.